12 is waarmee ons gaan begin, Johannes 12 vanaf vers 20 tot die einde. Soos wat ek nou net gesê het, wanneer 'n mens besig is om studie te maak van enige gedeelte van die Bybel, as 'n basisbeginsel is dit altyd baie goed dat jy sorg dat jy deeglik in gedagte hou wie God is. Reg. En dat mens in duidelike trinitariese formaat ook aan God dink. Reg. So ons gaan ook baie oor dit praat wanneer ons besig is met Openbaring. En dit kan julle maar net weer in die belydenisskrifte gaan oplees, maar daar's ander plekke waar mense dit kan gaan doen. Nou in die eerste plek moet ons onthou dat die persoon in die drie-eenheid wat ons in die eerste plek assosieer met die een wat alle eer moet ontvang en die een op wie alles gerig is en die een wat liefde in die eerste plek verteenwoordig, dan is dit God die Vader. Reg. So ons moet baie mooi onthou, ja, Christus staan sentraal, maar die werk van Christus dan natuurlik is ook om die Vader aan ons te openbaar. So ons moet altyd gaan sê, wanneer ons besig is met die Bybel, hoe word God die Vader aan ons openbaar? En dan, God die Vader gee heerskappy aan Christus, en dit is deur Christus wat God die Vader nie net verlos nie, maar ook oordeel. Dit is baie belangrik dat ons onthou, dat God die Vader gee mag en krag en opdrag aan Christus om te verlos en te oordeel. En dis baie belangrik, dit gaan ons ook baie in Openbaring sien. Dan die Heilige Gees word primêr gestuur as trooster vir die kerk dan nadat Christus opgevaar het. Reg. En dan die Gees tot in 'n groot mate, as mens dit nou baie plat kan stel, trek geen aandag amper nie. Nou, dit is nogal so, en dit is nogal so dat dit vir my lyk asof in gereformeerde denke die Heilige Gees tot in 'n groot mate baie op die agtergrond geskuif is, omdat die Heilige Gees van nature nie op die voorgrond staan nie. Nou, maar sodra mens begin lees en leer van die Heilige Gees, dan besef 'n mens, dit is baie belangrik om te verstaan wat die werking van die Heilige Gees is en wat die rol van die Heilige Gees is. Ek het nou weer 'n boek uitgekrap, dit is so 'n dik boek deur Abraham Kuyper. Julle is seker bekend met die naam, Die Werk van die Heilige Gees, so 'n dik boek, reg? En dit is nie baie lank gelede nie wat hy dit geskryf het. So, die Heilige Gees, en dis een van vele, maar die Heilige Gees neem 'n baie belangrike plek in gereformeerde teologie in. So ons gaan ook so daarna kyk. Maar wanneer ons nou Johannes 12 vers 20 lees, hou dit dan ook net in gedagte vanaf vers 20 lees. Ek gaan tot die einde van die hoofstuk lees, dit is nogal 'n lang gedeelte, maar dit is baie belangrik. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê, "Maar Heer, ons wil Jesus graag sien." Filippus kom en sê dit vir Andreas en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê, dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek
as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Die skare antwoord hom, ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly. En hoe sê u dat die seun van die mens verhoog moet word? Wie is hier die seun van die mens? En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle, wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan om hom vir hulle te verberg. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sal word wat hy gekies het. Here, wie het ons prediking geglo en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het. Dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is, wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u wonderlike genade, dat ons weer so by mekaar mag wees. Dankie dat u so vir ons goed is, dat u ons almagtige God in die hemel is, dat ons mag weet dat u gekies het om ons te skape, gekies het om ons te maak, en dat u ook deur die genade van u verbond ook besluit het, dat u in ewigheid saam met ons sal wees, en ons by u. Ons vra dat u die Bybelstudie sal seën, dat ons sal verstaan, dat ons sal groei, dat ons sal versterk word, en dat ons verstom sal staan oor die rykdom van u woord en die wonderlike rykheid van u genade. Ons vra dat u ook sal gee, dat ons oë op u gerig sal wees deur ons Here Jesus Christus, wat u aan ons kom openbaar het. Baie dankie ook vir die Gees wat in ons woon, en dat ons hierdie gebod waarvan ons nou gelees het, ook op ons harte en in ons verstand mag ontvang, sodat ons uit dankbaarheid en in dankbaarheid volgens u wil mag lewe, tot eer van u naam. Ons bid en dankie die dinge en vra die dinge nie uit verdienste nie, maar in Christus naam alleen. Amen. Goed, so, Johannes 12 tot in 'n groot mate is Openbaring in 'n neutedop. Reg, so as jy 'n opsomming sou wou maak van Openbaring, dan is baie van die dinge wat ons in Openbaring gaan bestudeer, is daar opgeteken in Johannes 12. Natuurlik nie alles nie, maar in 'n neutedop sou 'n mens kon sê Johannes 12 is 'n opsomming van Openbaring, en ek het vanoggend eers vir die eerste keer het ek dit so raak gesien, so ek is baie dankbaar dat ek vanoggend daai gedeelte in die Bybel gelees het. Reg. Nou wanneer 'n mens met Openbaring besig is, die Openbaring van Jesus Christus, soos wat ons later gaan sien, dan moet ons onthou Jesus Christus as die woord van God, as die mondstuk van die Vader, as mense dit so kan sê, handel nie op sy eie nie. Hy sê niks uit sy eie nie, soos wat ons nou net gelees het. Hy sê slegs dit wat die Vader vir hom sê om te sê. En dit is belangrik dat ons dit onthou, so wanneer ons Openbaring lees, dan moet ons ook besef, dit is God die Vader in die hemel, wat vir ons besonder lief is, wat dit aan ons kom openbaar. En wat openbaar hy aan ons? Hy kom openbaar aan ons
hoe die wêreld geoordeel gaan word en hoe die uiteinde van die verlossingswerk van Christus gaan lyk. Openbaring is in sy wese en in sy aard 'n troosboek. Dis 'n boek wat ons gaan troos. Dis 'n boek wat vir ons, terwyl ons in die wêreld rondkyk, gaan vrede gee. En dis 'n mooi boek, dis 'n besonder troostvolle boek. En as mens Openbaring lees, dan begin al die legkaartstukkies van die wêreld en al die legkaartstukkies van die lewe en van alles wat gebeur en al die dinge wat mens so maklik ontstel en al die dinge wat 'n mens so maklik onseker laat voel en bang laat voel, ewe skielik begin alles in plek val. Goed. Eintlik, teen die punt waar Openbaring geskryf word, het al daai legkaartstukkies al in plek geval in die Bybel. So dit is dan genade op genade, wanneer ons dan die boek Openbaring kry, dat ons in 'n gekondenseerde vorm werklik dan deur ons Vader in die hemel getroos word en dat daar vir ons as kerk gesê word, moenie bekommer nie, moenie beangs wees nie, moenie bang wees nie. Reg, nou in een van die boeke, kan nie onthou, ek kan nie onthou wat se boek nie, sê die outeur van die boek, hy het teologie gestudeer daar in Amerika, en Amerika se kampusse en goed lyk bietjie anders as wat ons nou aan gewoond is, en hy het teologie gestudeer, en hulle het daar basketbal gespeel, die klomp teologie studente, en ek kan nou uit eie ervaring sê, daar's nou min dinge, wat dink dat hy die wêreld en die lewe beter verstaan, as 'n baie jong teologie student, en dan kom die groot ontnigterings, gelukkig was ek bietjie ouer toe ek dit begin studeer het, maar in elk geval, dan kom die groot ontnigterings, en hy sê, en hy en sy klomp medestudente het basketbal gespeel, en hulle het gesien, die janitor, die skoonmaker van die kampus sit daar op die paviljoen, en hy lees. En daar's min dinge wat 'n teologie student as 'n sterker magneet trek, as iemand wat ietsie sit en lees. Goed, want nou kan jy vir daai persoon gaan wys hoe baie slim jy nou eintlik is. So ons gaan altyd vir die ou wat 'n boek lees, en hulle gaan toe na die janitor wat die boek lees toe, en hulle sê vir hom, wat lees jy? En hy sê, nee, hy lees die Bybel, en hulle sê, wat lees jy in die Bybel? Hy sê, ek lees Openbaring. En hulle is toe nou baie verbaas, hoekom lees hy die skoonmaker nou Openbaring? Wat weet hy nou van dit? Toe sê hulle vir hom, verstaan jy wat jy lees? Toe sê hy, ja. Toe sê hulle, nou maar waaroor gaan Openbaring? Wat lees jy? Hy sê, Jesus wen. En dit is die opsomming van Openbaring. Jesus wen. Goed, vir die kerk van alle eeue is daar die troostboodskap van die moederbelofte in Genesis 3 af. Daar kom een wat gaan oorwin. En nou is ons bevoorreg genoeg om die teater van hierdie oorwinning te aanskou, as mens dit so kan sê, om in Openbaring te kan sien hoe Johannes in mensewoorde, in sy eie woorde, ons moet dit onthou, ons sal ook waarskynlik volgende sessie daar gesels, dit vir ons weergee wat hy gesien het. So Johannes sien 'n klomp goeters wat afspeel, en dan onthou Johannes dit, en dan gaan Johannes, en dan gaan skryf hy nou neer wat hy gesien het. En dit is dan ook een van die dinge wat ons gaan help om beter te verstaan hoe die boek geskryf is. Maar, vandag dan, gaan julle bietjie werk. Nou, en dis nou daai oomblik wat almal gaan sê, ek wil nou nie dit doen nie, hoekom, ek wil nou net 'n klomp inligting kry. Maar goed, ek sal dit wat julle vir my sê, en asseblief daar kan nie 'n verkeerde antwoord wees nie. Okay, so hierdie is nou die een keer in jou lewe wat ek vir jou 'n vraag gaan vra, en jy kan nie verkeerd antwoord. So kom ons praat oor die feit dat ons bestaan. Ek is hier, en ek het dit ook al voorheen hierso gesê, hier is ek. En as ek nou hier gaan staan, en ek ontken hier voor julle, dat ek hier staan, ek sê vir julle sien my dalk, maar ek is nie regtig hierso nie, dan gaan julle sê, goed, ons gaan nie oor 2 weke weer 'n Bybelstudie hê nie, ons gaan dalk vir jou kom kuier op 'n spesiale plek. Reg. Met wit mure en kussings teen die mure, en jy gaan dalk 'n bietjie vasgebind wees. Wat ek sê eintlik is, ons kan nie ontken dat ons bestaan nie. As ek myself knyp, voel dit. As oom Ferdi my klap, gaan ek dit definitief voel. Reg, dis 'n feit.
soos wat ons sê 'n feit soos 'n koei, ons gebruik 'n koei om te wys 'n koei bestaan regtig. Nou daai noem ons baie eenvoudig gesê ontologie. Dit gaan oor die feit dat ons regtig hier bestaan. En tot in 'n groot mate is 'n baie groot element van geloof se grondslag is die feit dat jy bestaan. En ons kom bitter selde daarby uit dat ons by daai punt begin. Dat jy sê, goed, nou hier is ek bestaan. Wat doen ek hiermee? Wat doen ek hiermee dat ek bestaan? En as ek net uit my eie lewe kan praat, my kop is so vol goeters. Ek moet checkers doen vandag en ek moet dit in die tuin doen en ek moet gaan werk en ek moet sorg dat die kinders dit en dit gebeur net, maar mens kom bitter selde op die punt waar jy gaan sê, okay, ek is nou hier, ek bestaan en wat maak ek met my bestaan? En ek dink dit is deel van hoekom 'n besonder besige lewe partykeer baie gevaarlike lewe is, dat jy nooit kom op die punt waar jy dinge oordink nie. Nou raas ek met myself. Goed, nou, bestaan ons. Van hierdie punt van jou bestaan af, is daar nou sekere dinge wat om jou is. En daar sekere dinge wat om jou gebeur. So daar's dinge wat bestaan en daar's dinge wat gebeur. En daai dinge is baie belangrik. So, wat bestaan, julle? Nou, is nie 'n verkeerde antwoord nie. Ja. 'n koppie koffie bestaan. Goed, hier's 'n koppie koffie bestaan. Ek kan 'n koppie koffie in 'n sekere konteks sit. Goed, baie interessant, die koppie koffie byvoorbeeld. Het julle al ooit daaraan gedink dat die koppie koffie wat ek hier vashou, alles wat in hierdie koppie koffie teenwoordig is, was oorspronklik deel van die skepping. Niks hier is nuwer as toe die skepping in 6 dae plaasgevind het. Het julle al ooit daaraan gedink? Hier staan ek met 'n koppie koffie. Wanneer God die skepping afsluit aan die einde van dag 6, dan is alles geskape. Dink daaraan. So hierdie koppie koffie is so oud soos die skepping. Die water in hom, die koffie in hom, kom uit die grond uit, ons kom uit die grond uit, ons is stof. Daar is nie so iets soos nuwe skepping nie. God sluit die skepping af en dan is dit afgehandel. Baie interessant. Goed, so 'n koppie koffie. So nou uit 'n koppie koffie, erken ons al klaar God, ons het gepraat oor die skepping, etc. So hierdie koppie koffie is 'n materiële ding. So kom ons sê dit verteenwoordig alle materiële dinge. So kom ons sê, dit sluit in die stoel, die tafel, die Bybel met sy papiere, klippe daar buite, die kerkgebou, alles. Goed, so jy is heeltemal reg. Wat bestaan nog? Skees? Die skepping. Veiliger om van die skepping te praat, maar dis reg. Ja, maar dit is ook materieel. Maar dan kan 'n mens sê die skepping as kollektief is bietjie iets anders as 'n individuele ding, né? So die skepping as kollektief het byvoorbeeld 'n doel. Wat is die doel van die skepping? Om die Here te verheerlik. Goed, so die skepping verheerlik God. Kan die skepping God verheerlik? Hoe doen die skepping dit? Openbaar God as skepper. Reg, en dan het die skepping nog 'n baie ander doel wat baie belangrik is. Nou moet die Pentateeg ouens vinnig dink. Wat laas jaar was. Ja, tyd en ritme. Tyd en ritme, ja. Goed, dis deel daarvan. So die skepping gee vir ons tyd en ritme, 4 skepingsdag. So as mens gaan kyk na die oorspronklike gebruik van die taal daarso, die hemelliggame word in die skepping ingesit. Lig het reeds bestaan, né? Onthou, so die son is nie die een wat die lig gee nie. Die lig was klaar daar. Maar wat hulle doen is hulle orden die dag en nag patroon binne, as mens dit Engels sê, 'n religious calendar, sodat mens kan sê nou is 'n dag verby, nou is 'n week verby, nou is 'n maand verby, en daar's seisoene waar volgens 'n mens die ritmes kan bepaal, soos wat ons ook gesien het met die Pentateeg kursus, wat gebeur by die Pasga, met die nuwe begin van die volk, nadat hulle, terwyl hulle uit slawerny gelei word, God sê vir hulle, hier is vir julle 'n nuwe kalender,
van nou af gaan julle nie die Egiptiese kalender volg nie, nou volg julle my kalender en hierso is julle feeste, hier is julle feestdae. Hier is hoe julle my gaan dien en julle gaan die hemelliggame gebruik om my te dien. Nou begin ons 'n bietjie nader beweeg aan wat ek nou actually wil sê oor die skepping. Wat is tot in 'n groot mate die belangrikste doel van die skepping? Om die mens in staat te stel om God te dien. Reg, wat lees ons aan die begin van die skepingsverhaal? Dit was onbewoonbaar. Niks kon daar bestaan nie. En nou vat God daai massa wat oortrek is met water en oor die spasie van 6 dae rig hy dit so in dat 'n mens daar kan lewe en kan asemhaal. En aan die toppunt van daai lewe en asemhaal vind ons dan in die 7de dag waar God dan sê, nou kan die mens in Sabbatsrus, in 'n afgesonderde rustyd, saam met my wandel. Erediens hou, in my teenwoordigheid. Toppunt van die skepping. Reg. En hierdie lyk nou half, wat het dit nou met openbaring te doen, maar dit het alles met openbaring te doen. Reg. Goed, wat bestaan nog? Die mens self. Die hemel. Dit is deel van die skepping net, nie? Wil Tannie meer spesifiek ietsie sê? Aan wat se hemel dink Tannie? God se hemel, die troonkamer van God binne die konteks van die kosmos wat hy geskaap het. Reg, so, daarso het ons dan iets niets. Reg, so, daar is 'n plek wat in die Bybel beskryf word waar God dinge so inrig en Moses maak die tabernakel volgens daardie voorbeeld wat God hom op die berg getoon het. Daar's 'n plek in die kosmos, ek sal nou sê wat ek bedoel met kosmos, wat God inrig, as mens dit so kan sê, as sy troonkamer in hierdie skepping. Goed. Nou, hoekom is dit belangrik om te sê dat God die plek inrig in die kosmos? Nou, kosmos bedoel ek alle geskape dinge. So, alles wat geskape is gebonde tot hierdie kosmos. Reg? Maar daar's een wat glad nie gebonde is aan hierdie kosmos nie. En wie is dit? God. Reg, heeltemal reg. So, buite tyd, buite ruimte, buite plek is God. Baie belangrik. Dan sê God, ek skep hierdie kosmos, hierdie heelal, ek skep alle dinge, en binne dit maak ek 'n plek wat my troonkamer, my troonsaal is, waar ek dan van, en mens kan nie eers die woord buite gebruik nie, want buite is 'n spasieterm, van dit wat ons nie kan verstaan nie, waar daar nie plek, ruimte of enigiets soos dit is nie. Van dit af betree God dan hierdie geskape kosmos, hierdie plek wat hy maak. En daar rig hy 'n plek in, van waar hy dan in verhouding tot hierdie skepping regeer. Alle dinge bepaal. En dit breek 'n mens se brein. Goed, want ons is so beperk dat ons moet plek hê. Ons moet tyd hê. Van 'n sekere tyd in ons lewe af. Kleinkindertjies het nie 'n tydsbesef nie. Gistermôre en alles is alles. Okay, en dis baie oulik en my ma sê altyd, dit is deel van hoe sy as opvoedkundige dit sien, dat Jesus sê, jy moet glo soos 'n kindjie. Dat jy actually kan glo, my brein verstaan nie die konvensies en die tyd en die goeders waaraan ons gebonde is nie. Maar in elk geval, so daai hemel dan is daar, en dis baie belangrik, want in Openbaring byvoorbeeld, in die hele skrif Openbaring, speel daar 'n klomp goeders daarso, gebeur daarso. En ons moet daai plek verstaan, tot in die mate wat dit in die skrif aan ons openbaar word, om die skrif Openbaring te verstaan, en om te verstaan wie God is. Goed, wat bestaan nog? As ons Johannes 1 lees, die term woorde, is dit iets wat reeds bestaan voor is? Ja. Ek sou sê mense sou so ver kon gaan dat die skrif dit nogal, dis nou die eerste keer wat ek hieraan dink, maar mense sou kon sê dat God as wese, enkelvoudige wese, 3 in 1,
wel kommunikeer. En ons lees in die skrif dat van ewigheid af het die Vader eer ontvang. En het die Vader eer aan die Seun gegee. Soos Jesus dan ook sê, verheerlik my soos u my van ewigheid af by u verheerlik het. So kommunikasie kan 'n mens sê wel is iets wat deel is van God. As mens gaan kyk na taal en semantiek en etymologie en al daai tipe van goeters, dan sou mens kon sê daar's wel definitief 'n vorm van taal wat vir die mens relevant is en wat die mens kan verstaan. God se kommunikasie is natuurlik ver bo dit. Goed, wat bestaan nog? Engele, geeste, bestaan hulle regtig? Ja, hulle bestaan regtig. Goed. En hulle is deel van die skepping. Ons moet dit onthou. Hulle was nie voor die skepping daar nie. Hulle is deel van die skepping. Hulle is deel van hierdie kosmos skepping waar buite God is. Is oom tevrede met die antwoord, oom Hilko? Ja. Okay, goed. Ekskuus, ek het nie gevra nie. So hulle is baie belangrik. Goed, wat weet ons van engele? Engele is in Engels 'n host. Engele is 'n getal. Daai getal bly vas. Engele word nooit meer of minder nie. Engele kan nie voortplant nie. Goed. Engele, nadat hulle geval het, ontvang ook geen kans op verlossing nie. Goed, en dis baie interessant dat daar dan 'n groot onderskeid is tussen mense en engele. Mense is 'n ras. Okay, nou as mens gaan kyk, daar's net een ras. Ons gebruik taalverkeer. In die mensdom is daar slegs een ras. En dit is wat die Bybel ons leer. Goed, en dan binne die een mense ras is daar onderskeide. Okay, so in Engels sal mens praat van die human race. Okay, ongelukkig in Afrikaans raak dit bietjie troebel. Goed, nou, mense kan meer word, mense kan sondig, maar dan na sonde kan daar vir mense verlossing wees. So die getal van mense bly nie dieselfde nie. Die getal van verlostes, uitverkorenes is onbekend. Goed, waar met die engele, na die sondeval van die engele, is daar omtrent 1/3 van die engele wat in die sonde val en hulle het geen kans ooit op verlossing nie en hulle weet dit baie goed. Reg, so daar's engele ook. Nou begin ons by 'n klomp goeters uit. Wat bestaan nog? Kom voordat ek nou te veel praat. Wat bestaan nog? Mag ek miskien iets noem? God se liefde, dis hoekom hy die aarde geskape het, dat hy sy liefde kan openbaar en dat die mens weer God die eer en glorie gee. Bedoel dan nie dat God se liefde bestaan? Ja, want hy het die wêreld geskape om sy liefde te betuig. Sy goedertierenheid en liefde. Aan wie? Aan die mens. Aan die mens, goed. Ja, solank ons dit uitsorteer is dit reg, ja. Maar dit was nie nodig vir God om die skepping te skep. Glad nie. Hy Nee. het gedoen tot sy eie eer. Tot sy eie eer, absoluut, ja. En hy het dit bepaal voor die skepping dat Christus die verlosser sal wees. Ja, Maar voordat hy enigiets was. ja. Ja. So word dit in onsself so bepaal. Weer eens tot eer van hom. Ja. As 'n mens sê dat God alles geskep het en jy het net nou gesê hy het ook tyd en plek geskep. Hoe kan 'n mens dan praat van voor die skepping? Maar daar was nie 'n voor of 'n na nie. Ja, so dit is nou waar ons weer by die taalkwessie kom. En 'n mens noem dit God in Engels, God accommodates himself to us. God in sy verhouding tot die mens. En amper die veiligste en ek sê al hoe meer, daar's nie so iets soos 'n goeie voorbeeld as dit by die Bybel kom nie. Want alle voorbeelde skiet te kort, maar dit is asof God met ons babataal praat. Verstaan? Ons kan nie begryp nie. Ons het verstandbeperkings. Na die sondeval nog soveel meer. Het ons beperkings en ons word beperk deur die beperkings wat God binne die skepping geplaas het. So as hy praat van voor en na, dan kan 'n mens sê hy praat met ons 'n taal wat ons kan verstaan. Maar daar is ook 'n voor en 'n na in die sin dat daar is 'n punt waar dinge begin. Daar's 'n punt waar tyd begin. Inderdaad. En dan sal 'n punt waar tyd eindig. En onthou julle
Ons het laas jaar, het ons een keer gesels oor die hiernamaals. Die hemel, as jy nou sterf, en jy gaan dood en jy gaan hemel toe, daar's ook baie duidelik in die skrif, sal mens die standpunt kan inneem, dat daar's 'n tydsverloop nou in die troonkamer van God, in die hemel. Dit is nog nie die ewigheid nie. Hoekom? Eenvoudige voorbeelde, soos die martelare onder die troon, wat sê, hoe lank nog? Hoe lank moet ons nog wag? En die feit dat almal wag nog steeds op 'n gebeurtenis, wat is die gebeurtenis? Die wederkoms van Christus. So as jy nou hemel toe gaan, sê nou maar ek sterf op pad huis toe en ek gaan dadelik na my verlosser en saligmaker Jesus Christus toe, in die gees, sonder om 'n oomblik weg te raak in die gees, die heeltyd by wees. Waar gaan ek dan? Dan is ek nou die triomferende kerk, dan is ek nou by die triomferende kerk, julle bly agter by die strydende kerk, lucky ek, arme julle. Goed, maar in die hemel dan, wat gebeur dan? Dan gaan join ek die afwagtendes. Want waar verwag ons daar ook? Waar verwag ons hier die wederkoms van Christus? Dis dieselfde afwagting. Goed, dis eers na die wederkoms van Christus, of met die wederkoms van Christus, wat die hele tydsbesef in 'n ewigheidsbestaan in verander. Want wat is daar ook nie meer nie, die son en die maan, in die sin van, dit gaan permanent lig wees. Ons gaan nie moeg wees nie, ons gaan nie slaap nodig hê nie. Goed, so dit is baie belangrik, wat bestaan nog? Geloof, ja, dis bietjie abstrakt. Gedagtes. Ek praat van, dis ook bietjie abstrakt. Laaste wat ek soek is God bestaan. OK, God bestaan. Ontwyfelbaar, sonder twyfel bestaan God. So die abstrakte goed is baie belangrik, maar ek praat van wat bestaan, want ons gaan eers kyk na wat fisies bestaan. Reg, so nou sit ons met 'n besef in ons koppe, en onthou wat ek gesê het, ek wil eers vir julle begelei dat julle in 'n denkkonteks, op 'n manier van dink afkom. Nou sit ons met 'n klomp goed in ons koppe. Reg. Nou kan ons gaan sê, goed, al hierdie goed bestaan, al hierdie goed is feite, dit bestaan regtig, en nou kan 'n mens aan daai goeders dink as 'n tipe van 'n prentjie in 'n inkleerboek. Nou kan jy gaan sê, goed, hoe gaan hierdie nou ingekleer word? Weereens, onthou, alle voorbeelde is swak voorbeelde, so moenie my kap op die voorbeelde nie, ek probeer my bes met die voorbeelde, maar, hoe gaan hierdie ingekleer word? En dan gaan 'n mens sien, nie net in die Bybel nie, maar in die boek Openbaring word hierdie dinge ingekleer. En dan word gesê, goed, in Openbaring sal jy, of ek sê dit, in Openbaring gaan jy niks vind wat nuut is nie. En dis baie belangrik dat mense dit besef. Jy gaan niks vind wat nuut is nie. Openbaring beskryf die dinge wat ons weet bestaan op spesifieke maniere. Dis die openbaring van hoe gaan hierdie dinge wat ons ken en hierdie dinge wat ons weet bestaan voleindig word en van daar af verder gaan. Met voleindig bedoel ek in terme van die tyd. Hoe gaan hierdie dinge beweeg tot op die eindpunt van tyd? En hoe gaan dit dan van daar af verder beweeg? Ons moenie nuwe wesens gaan soek, nuwe dinge gaan soek, 'n nuwe verstaan van die skrif gaan soek nie. Daar's niks nuuts nie. Reg. Daar is wel meer volkome openbaring. Daar's meer inligting. Maar daar's niks nuuts nie. Soos ook die moederbelofte in sy saadvorm, daar kom meer inligting in die lig van wie is hierdie een wat die slang se kop gaan vermorsel. Maar daar kom niks nuuts nie. Verstaan julle wat ek sê? Daar's meer inligting, dit word meer uitgebou, dit word groter verduidelik. Maar die een wat die slang se kop gaan vermorsel, wat doen hy op die einde van die dag? Hy vermorsel die slang se kop.
Ons weet net baie meer van hom. Okay. En as mens dan in daardie lig gaan kyk, dan kan 'n mens begin sê, goed, nou kan 'n mens bietjie meer by die abstrakte goed begin kom. Natuurlik werk alles goed, na die skepping, tydens die skepping. Mens sal 'n sterk argument kan maak dat die sondeval van die engele voor die eerste 7de dag gebeur, of tydens daai dag gebeur, en dat die val van die mens op die eerste 7de dag gebeur. Reg. Dis my posisie en my verstaan van die teks, maar dit is natuurlik debatteerbaar. Reg, so dit gebeur sommer baie vinnig. So, alles reg. Myns insiens op die eerste dag wat die mens begin moet funksioneer in erediens tot God, in die teenwoordigheid van God saam met hom moet wandel, val die mens, en daar is moeilikheid. Voor die tyd is daar dan, sou die mens nie gesondig het nie, hipotetiese, hoe sou dinge gelyk het? Verstaan julle wat ek nou net gesê het? So as die mens nie gesondig het nie, hoe sou dinge gelyk het? Hoe sou dit gebeur het dat die mens nie gesondig het nie? Adam sou sy werk gedoen het, terwyl hy langs sy vrou gestaan het, vir die slang gesê het, praat met my, vir die slang gesê het, onthou julle Adam het langs Eva gestaan met die sondeval, vir die slang gesê het, jy praat met my, ek is hier as hoof, of onderkoning oor die skepping aangestel, gaan uit hierso, gaan weg, en dan sou nie weer versoeking gewees het nie. Het is baie belangrik dat ons dit besef, Adam doen nie wat hy moet doen nie, en dan gebeur die sondeval, en dan vind daar 'n skuif plaas in al die goed wat bestaan. Alles wat ons nou net oor gepraat het, skuif. En dit veroorsaak, as jy dit so kan sê, aardbewings en tsunamies en krisisse en probleme en niks werk meer soos wat dit moet nie en niks kan meer funksioneer soos wat dit moet nie. Reg, nie die skepping nie die mens nie die engele is so half op die fens, behalwe die gevalle engele, die nie gevalle engele bly die diensknegte van God, so hulle is tevrede om net te doen wat God vir hulle gee om te doen. Ons sien dat die verlossingswerk van Christus dan begin intree in relevantie ten opsigte van die mens. Dinge verander in die troonkamer van God in die skepping, alles verander. Alles verander, ja hoor. Mag ek een dingetjie byvoeg? Jy sê, Adam het nie gedoen wat hy moes doen. Ja. Eva ook. En dis al vandag, die vrou wil wees met die man. Die vrou het al reeds daar begin lewe. Gesonde beter wees. Goed, hoekom wil die vrou oor die man heers? Want dis oor haar uitgespreek. So wat is die twee goed wat God oor die vrou uitspreek na die sondeval? Pyn in swangerskap en jy gaan na die plek van jou man hinker. So die vrou se soeke na heerskappy tree daarin en dis iets wat God oor haar uitspreek. Dis dan baie belangrik dat mense in die kerk dit besef, nou sonder om te veel daaroor te sê. Eva het ook nie gedoen wat sy moes doen nie, sy is verlei. Goed, maar nou was die slang ook baie slim, want dit is baie maklik om 'n vrou te verlei. Goed, as jy weet wat jy doen. Reg? Daar's 'n rede hoekom ons mans, wel meer normale mans, ons het nie so baie goeders nie. Verstaan, ons het nie handsakke nie, ons het nie oorballe nie, ons het nie ringe nie. Verstaan, vrouens het net eksponensieel meer dinge wat vir hulle mooi is en wat hulle graag wil hê. Dis nie lelik nie, is nie sleg nie. Maar dit is net so. Reg. So eenvoudig soos dit. So Eva is verlei, die slang was baie slim. Adam het langs haar gestaan. Hy het gesien hoe al die dinge gebeur. Hy het nou net love songs gesing vir Eva. Been van my been, vlees van my vlees. Goed, en tentateeg ouens weet nou, ek wil baie graag met Adam praat eendag in die hemel. Om sê, goed Adam, so wat het deur jou gedagtes gegaan? Toe jy die eerste keer jou oë oopmaak en daar staan Eva poedelnaak en kaal voor jou. Verstaan, wat het in jou? Hy was besonder getref deur hierdie maat wat vir hom gemaak is. En hy word wakker, né?
Hy het skaars nog gelewe. En hy het diere name gegee en hy besef daar's 'n tekort. En dan kom God en hy maak hom aan die slaap en hy gee vir hom dit wat hy kort en sy's baie mooi ook nog. Verstaan? Sy staan nie daar met geel plastiek handskoene agter 'n wasbak nie. Sy staan daar en daar's Adam sien haar. En as ek net weer 'n bietjie vir jong mense 'n bietjie van dit kan inprent in terme van hulle verhoudinge en goed, né? Wees oorstelp van verwondering in hoe mooi jou girlfriend of jou vrou is. Dit is so belangrik, want dit is deel van hoe sy gemaak is, maar in elk geval. Nou, wat nou gebeur is, nou kom die slang en hy sal klaar daar en onthou, ek was bang dat ek nou in die sondeval vasgevang word, maar het is belangrik dat ons dit verstaan. God gee vir Adam die opdrag om te bewoon, bewerk en bewaak. Reg, so, God is nie onregverdig nie. God sal nooit van 'n skepsel wat hy gemaak het, iets verwag in gehoorsaamheid tot God wat daai skepping nie kan doen nie. So as God vir Adam sê, jy moet hierdie plek bewaak, dan verstaan Adam, daar kan iets wees wat hierdie kan bedreig. Ons maak baie keer die fout om te dink, Adam voor die sondeval, en die ander van julle ken dit al, maar was in La La Land gewees. Weet hy het so half gehuppel soos 'n viertjie daar deur die tuin van, glad nie. Adam was 'n onderkoning. Hy het die opdrag gekry om te heers en te beskerm. So nadat hy die diere name gegee het, en dan as mens mooi gaan kyk, listiger, die slang was listiger, dit beteken, as die Satan nou 'n dier sou gebruik om te verlei, dan is die slang die een wat jy sal kies. So Satan het mooi gekies, en dan is daar 'n slang wat praat, en Adam weet diere praat nie. So dadelik is hy, hier's iets buite die norm, hier's iets fout. En so gaan dit, en dan praat die slang met Eva. Nou kom praat die slang nie met Adam nie, en dan bly Adam stil, en die slang vra twyfelagtige vrae, en Adam gee die verkeerde antwoorde, en Adam bly tjoep stil. En hy kyk, hoe been van my gebeente en vlees van my vlees, die liefde van my lewe, pluk die vrug, en sy eet daarvan. So hy tegnies kyk hoe Eva selfmoord pleeg, en hy los haar. Dis verskriklik. En nadat sy nie dood neergeval het nie, en sy gee vir hom, dan sy bereid om te eet. Gaan lees maar mooi, dis wat daar staan. Gaan lees baie mooi. So ja, Eva is verlei, Adam is skuldig. Reg. Dan gebeur die uitsprake, en dan kom die uitspraak dat die vrou gaan hinker na die plek van haar man, en 'n mens sien dit definitief uitspeel in die wêreld. Goed, so alles, ek is ontevrede. Goed, so alles val uit mekaar uit. Niks werk meer soos dit moet werk nie. Maar saam met dit, het ons nou 'n mens, 'n onderkoning, wat nie kan funksioneer soos hy moet funksioneer nie, wat teen God gerig is, wat uit die plek van aanbidding uitgejaag is, wat baie van sy tyd moet gaan spandeer, om nou kos voor te probeer bring uit die grond uit, wat dit nie eintlik vir hom wil gee nie. So baie van die tyd wat die man sou kon gebruik om tot eer van God te lewe, word nou daar buite gemors om kos te maak. Maar selfs dit was nie genoeg om sy boosheid te stop nie. Lees maar, Genesis 6, die mens was net heeltyd boos, heeltyd boos, heeltyd boos. So dinge breek, dinge werk nie soos dit moet gebeur nie. En dan kom 'n mens op die punt waar mens sien ook dat in die engelewesens het ons nou 'n gevalle klompie, en hulle weet hulle het geval, en hulle weet, hulle het geen kans op verlossing nie. Ok, so ek het nou die dag by Huisport, was my 'n baie goeie voorbeeld van hierdie beginsel. Ok, het gehardloop, en hy het gesien hy gaan nie wen nie, en so 10 meter voor die eindstreep, toe hy besef hy gaan nie wen nie, toe verander sy gedagtes, jy kon dit sien aan hom. En hy het aanhou vinnig hardloop, maar sy hardloop was nie meer om te wen of tweede te kom nie. Sy hardloop was vinnig genoeg te kan hardloop om die maatjie wat gewen het van agteraf te tackle.
En dis die Satan en die gevalle engele. Hulle weet klaar, hulle gaan nie wen nie. Maar hulle aandag en hulle vermoëns en alles wat hulle tot hulle beskikking het, is gemik daarop om hulle wat gaan wen, seer te maak. En dit gaan ons baie duidelik in Openbaring sien. Maar saam met dit sien 'n mens dan dat God in sy genade 'n getal uitkies. En ons gaan ook in Openbaring sien dat die gevalle engele, die Satan en sy magte, en dan die mense wat onder die koningskap van Satan geplaas is. Dis iets wat ons ook in Openbaring gaan raaklees. Dat ongelowiges het 'n koning. En hulle koning is Satan. En Satan kan actually mag oor hulle uitoefen. Het julle dit geweet? Dit staan in Openbaring. Die gevalle mensdom, die heidendom, is nie 'n deurmekaar spul nie. Hulle is in die mag van Satan. God gee vir hom daai mag. En hy heers oor hulle, en hy kan hulle dinge laat doen. Maar wat ons ook in Openbaring gaan lees, is dat Satan, die gevalle engele, en die wat in sy mag is, kan nie enige iets doen aan hulle wat aan God behoort nie. Dit gaan ons ook sien. En dit is baie belangrik dat ons nou al, voordat ons nou in Openbaring begin ingaan, mooi ook daai besef het, want dit is deel van die troostboodskap, né? Ons hoor baie keer, en ek hoor dit al hoe meer van preekstoele af, dat dit so half klink asof die duiwel iets aan gelowiges kan doen. So asof die duiwel my iets kan laat doen. Hy kan nie. Ek is vir hom onaantastbaar. Onthou julle, laas jaar toe ons Numeri gedoen het, toe Biliam en Balak daar op die berg staan en die volk is daaronder? Hulle wil iets aan die volk doen, hulle wil die volk seermaak, hulle wil die volk vervloek, maar hulle kan nie. Hoekom? Want die volk is onder die seën van God. Selfde vir ons. So daar's baie parallelle tussen die Pentateeg en die Openbaring. En ek het dit laas ook gesê, so ons sal baie van dit raak sien. Maar, wat kan wel gedoen word? Die wêreld kan vol versoekinge gesit word. Vol versoekinge. Orals. En daai versoekinge is gemik op een ding. En dit is om ons te verlei. Maar as jy verlei word, soos Eva, en soos wat Adam toegelaat het Eva verlei word, wees op die einde van die dag verantwoordelik, jouself. Ons kan nooit sê die duiwel het my iets laat doen. Want jy het geval vir die versoeking. Reg, ja oom. Net tree teruggaan, wat van Job? God gee toestemming. En daar is 'n bietjie 'n verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. So met Christus, wanneer hy die dood oorwin, dan gebeur daar weer veranderinge. So daar is 'n verskil in die tydperke in terme van waar die Satan toegang het, waar die duiwel kan nou glad nie meer in die hemel verskyn. Hy is beperk tot hierso. Al waar hy kan operate is hierso, en al waaroor hy mag het, is die gevalle engele en die nie uitverkorenes wat hier op aarde is. So mense sou selfs kon sê, en ek sê dit versigtig, maar dit is iets waar ek ook al hoe meer oortuig word, is dat die Satan het selfs nie mag of heerskappy in dieselfde vlak oor uitverkorenes wat nog nie tot geloof gekom het nie, as wat hy het oor hulle wat glad nie uitverkore is nie. Goed, so die uitverkorenes wat nog nie tot geloof gekom het nie, myns insiens, is oorgegee aan hulle begeertes. Maar dit is nie onder die mag van Satan nie. Maar dit is bietjie debatteerbaar. Daar is nou 'n lekker teologie debat as jy nou ene wil hê, maar jy gaan nooit werklik die antwoord kom nie. Nou lang storie kort is, wanneer ons Openbaring lees, gaan ons hierdie hele kosmiese
ding sien afspeel. En wat baie interessant is ook, dat ons gaan sien in Openbaring, dat ons besonder belangrik is. En dit is nog ietsie waar ek al hoe meer begin bekommerd raak, bietjie in gevestigde gereformeerde denke. In gevestigde gereformeerde denke is ons bietjie geneig om te sê, ja, jy weet, ons mense is nou maar eintlik niks, ons is nou nie so belangrik nie, ons moet nou eintlik maar net eintlik, jy weet, bietjie oormatig nederig wees, en ons moet nou nie te veel van onsself dink. Ons is bitter belangrik. En eintlik is dit eers wanneer ons besef dat ons bitter belangrik is in die oë van God, dat ons werklik gaan begin regkry om ons plek vol te staan hier op aarde as aangenome verloste kinders van ons Vader in die hemel. Want jy is so duur gekoop en so belangrik dat hy die bloed van sy seun laat vloei het om jou te verlos, sodat jy sy kind genoem kan word. Wie is jy dan om te sê, ja, ek is nou nie eintlik soveel, ek is nie so. Jou Vader in die hemel sê, jy is sy seun se bloed werd. Sien jouself in daai lig. Sien jouself as een wat herstel is, as 'n profeet, priester en koning. Sien jouself as 'n oorwinnaar. Sien jouself as een wat verseker die dinge gaan sien wat ons in Openbaring sien. Wat verseker hemel toe gaan. Wat verseker saam met die bruidegom van die kerk waarvan jy deel is, 'n feesmaal gaan vier met jou Vader in die hemel as gasheer. As jy daai bruilofsmaal van die lam lees, dan is dit amper asof God, en weer eens is 'n voorbeeld, maar dit is amper hoe dit beskryf word, asof God met skinkborde gaan rondloop en vir jou vra, het jy genoeg, kan ek vir jou nog iets gee? Soos 'n vader by 'n tafel, wat sorg vir sy gesin. Vat ek dit te ver? Nee. Want wat gaan ons ook lees, en ons lees dit elders in die Bybel, jy gaan op God se skoot sit, en hy gaan die trane van jou oë afvee. En dis ook iets waar ons gaan moet praat, maar daar gaan daar trane wees? Hoekom gaan ons trane hê? Hoekom gaan hy ons trane moet afvee? Maar dis hoe naby daai verhouding is. En ek het 'n goeie vriend, hy is, tensy die Here 'n wonderwerk beskik, hy het uit die charismatiese kerke uitbeweeg, en hy was my student, ons was saam studente, toe word hy my student, en nou is ons vriende, maar hy is op die punt om dood te gaan, hy is nog nie 50 nie, as ek nie mis het. En dis baie mooi om te sien hoe hy net so vinnig ontwikkel en al, en hy het vir my na die dag gesê, hy sê vir my, Ben, waaroor gaan dit alles? Toe weet ek, hy is nou maar 'n stapie vooruit, want hy dink nou baie vinniger as ek, want hy is op pad, ja, waarskynlik. Hy sê vir my, het gaan oor vaderskap. Dit gaan oor God die Vader, wat jou sy kind noem. En dit is baie mooi ook dan, dat ons dit so duidelik in Openbaring gaan sien, dat al hierdie groot dinge wat gaan gebeur, gaan op die einde van die dag daaroor, dat die skepping wat so gebreek is weer herstel gaan word, sodat ons weer deur die tweede Adam se werk kan funksioneer in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, sonder enige bedreiging van sonde, sonder enige belemmering, as kinders van God in volle diens tot God, in ewigheid. Sonder dat daar 'n slang kan kom. Sonder dat 'n vrou weer verlei kan word. Sonder dat 'n man weer sy vrou onder die bus kan gooi vir sy eie doeleindes. Kan julle vir 'n oomblik net iewers gaan sit in 'n stoel en dink, hoe ontspannend dit moet wees om te bestaan sonder om die heeltyd op jou pas bepunt te wees. Sonder om die heeltyd jouself dop te hou, jou sondige natuur, die versoekinge om jou, al die goeters wat gebeur, sonder om bekommerd te wees, sonder om enige
iets te hê. En gelukkig in Christus kan ons al reeds 'n bietjie daarvan ervaar. Maar ek dink dit help ons om aan die volle prentjie te dink, sodat ons kan besef wat ons eintlik nou moet ervaar. Ons wat so stres en alles. Maar wat leer Jesus ons? Jy mag nie oor môre bekommer nie. Jy mag nie. En dit staan in die bergpredikasie. En wat sê hy aan die einde van die bergpredikasie? As jy hierdie dinge doen wat ek sê, dan gaan jou huis op 'n stewige fundament wees. Nou, weer eens ons ou gereformeerdes, ons lees baie dadelik uit konteks. Okay, asof ons proper charismate is, gaan ons, en ons gaan sê, my huis is op rots gebou, want ek is teologies korrek. Ek het katekisasie gedoen, belydenis afgelê, en ek ken my belydenisskrifte en my geloofsbelydenis en alles. Dis nie wat Jesus sê jy moet ken om jou huis op rots te bou nie. Een van die dinge wat hy daar sê is, jy mag nie oor môre bekommer nie. Hoeveel van ons lewe vandag sonder om enigstens oor môre te worry? Okay, dan staan ons op sand. Okay, daar val ons hele paleisie om. Okay, so gaan lees die bergpredikasie en lees elkeen van daai stellings van Jesus, gaan kyk na jou lewe en gaan besluit as jy regtig besig om op klip te bou. Of gaan jy deur die eerste ou stormpie omgewaai word. Maar in elk geval, dis nou on the side. Maar lang storie kort is, om regtig te kan lewe sonder enige bekommernis, enige verleiding, enige stres, enige iets, sonder 'n sondige natuur wat jou elke keer potjie, sonder enige iets van dit. En Jesus het dit vir jou bewerk, sodat jy weer in verhouding tot jou Vader kan staan. Waar die Heilige Gees dan ook in volle maat teenwoordig gaan wees, en dit in ons gaan werk, dat ons nooit moeg word nie, en dat ons enigste doel, bestaansdoel, ons enigste fokus absoluut die hele tyd gaan die eer van God wees. Verbeel jou 'n bietjie gesprekke tussen mense. Elke persoon op die nuwe aarde, met wie jy te doen gaan kry, gaan jy nie vir 'n oomblik hoef te bekommer, of daar enige slegte motiverings vir dit wat hulle doen kan wees nie. Elke persoon met wie hy praat, gaan soos beter as die beste geloofsgesprek met jou beste vertroueling op aarde wees. Want jou hele gesprek gaan vol lofprysing aan God, tot God wees, en gemik wees op die eer van God. Ek kan nie wag nie. Aan die ander kant kan ek nie wag nie, want ek is iemand wat baie maklik, jy weet, ek probeer dit regtig al vir jare lank afsterf, en ek dink ek het dit redelik gedoen, maar ek het dit in my om mense te kan manipuleer. Dis ook nie lekker om dit te doen nie, dis nie lekker as dit aan jou gedoen word nie, maar is ook nie lekker om dit te doen nie. Okay, so dat jy werklik jy met jou motiewe is suiwer, en die motiewe van ander medegelowiges, wel, of ons op daai punt gelowig gaan wees, is ook die vraag, ons gaan nie gelowiges wees nie, nou. Want wat is geloof? Jy hoop op die dinge wat jy nie kan sien nie, daar gaan ons aanskou. Dan moet jy gaan vra, gaan ons gelowiges wees in die ewigheid? Nee, ons gaan nie. Ons gaan aanskouers wees. Dis 'n verskil. Anyway, dis nou random, maar in elk geval, so dis Openbaring, en wanneer 'n mens dan Openbaring lees, is dit baie goed om al die legkaartjie in jou gedagtes te hê, en te sê, goed, hierdie draak pas hier in, is eintlik hierdie legkaartstukkie. Dis dieselfde legkaartstukkie, hy's net anders ingekleer, maar hy pas in dieselfde gaatjie. En dan kry jy daai selfde legkaartstukkie op 'n ander plek word hy as iets anders beskryf, maar hy lyk anders, maar hy pas in daai gaatjie. So in Openbaring word dit wat bestaan beskryf, baie keer meer as een keer, op verskillende maniere, maar dit is dieselfde goed. En as 'n mens dit begin sien, dan word die boek bitter eenvoudig. En as mens die boek as 'n evangelie sien, as goeie nuus en 'n troostboek sien, dan word die boek bitter eenvoudig. En dan val hierdie groot geboue wat mense bou oor die Griekse lewensbeskouing, en hoe het hulle die wêreld gesien, en al daai tipe van goed, daai word 'n bietjie kleiner. Want die beginsels in Openbaring kon net sowel 'n troostboek vir Abel gewees het.
En dit kon net sowel 'n troosboek vir Noag gewees het, en vir Abraham, en vir Dawid. Soos wat dit vandag vir ons 'n troosboek is. So ons moenie te veel complicate nie, ons moenie te veel begin insit nie. So ons gaan deur die boek werk, en ons gaan kyk, hoe word ons getroos? Hoe sien ons God se groot genade? En laas jaar toe ek met 'n ander groep deur Openbaring beweeg het, of gegaan het, ja, op 'n punt raak dit erg, nou, want dis net verskriklik die hele tyd. Die goed wat beskryf word en ons is verskriklik. So ons gaan daardeur ook moet werk, maar gaan dit bietjie vinniger probeer doen. So mens moet ook oppas dat jy nie morbid raak as jy deur Openbaring gaan nie, want dit is, jy weet, die gevalle mensdom, die gevolge van die sondeval, as 'n mens dit sien, is verskriklik. Ons moet dit besef, hoe verskriklik die gevolge van die sonde is, wanneer dit gepaard gaan met die oordeel van God, soos wat dit op die gevalle mensdom van toepassing is. Vir gelowiges word die oordeel van God op Christus uitgestort. Maar wanneer ons na die wêreld om ons kyk, dit is verskriklik. En dit wat gebeur is verskriklik. Maar dit is veronderstel om verskriklik te wees. Want dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te wees as hy jou oordeel. So ons moet ook eerlik wees en ons moet na die wêreld nou om ons kyk en ons moet sê dit is verskriklik. Oorlog is verskriklik. Natuurrampe is verskriklik. Siektes is verskriklik. Maar dan moet ons op twee vlakke moet ons gemotiveer wees, dat ons aan die een kant laat jou lig skyn. Want daar's uitverkore kinders van God wat nog nie die evangelie gehoor het nie, laat jou lig skyn. Want hulle is daar. En hulle sien nie die lig nie, hulle het nie die hoop nie, hulle het nie die troos nie. Kom by hulle uit en laat hulle hoor. En as hulle hoor, laat hulle 'n plek in die kerk kry en laat hulle daar vreugde vind. Maar aan die ander kant, dat 'n mens ook vir die wêreld sê, hierdie goed wat hier gebeur is nie toevallig nie. Dit is God se oordeel. En dit gaan nie ophou tot aan die einde nie, dit gaan inteendeel erger word. Get used to it. Want dit gaan nie ophou nie. Daar's een oplossing vir die wêreld se probleme en dis die evangelie. En dis eenvoudig soos dit. Goed, so dis nou net inleidend oor Openbaring en ek vra om verskoning vir die mense wat gedink het ons gaan nou vandag pens en potjies in Openbaring inspring. Maar uit ervaring vind ek dat dit net beter is om eers so 'n sessie te hê. Mens net half die rigting gee. En volgende week, oor 2 weke, DG, dan gaan ons in Openbaring inspring. En dan gaan ons beweeg. Maar dan gaan julle 2 weke gehad hê, dat dit wat ek nou gesê het, net bietjie in julle koppe gaan rustig raak, en dan gaan julle self begin sien, okay, dit, okay hier, okay daar. En dan so tussendeur sal ek ook verduidelik van, veral as ons besig is met die briewe van die gemeentes, wat was die mense se leefwêreld toe gewees? In wat se posisie was die kerk? Wat was die bedreigings van die kerk? Wat was die moeite van die kerk? Maar weer eens, soos dat ons dit gaan behandel, gaan julle sien, maar dit was in Genesis 6 ook die probleem gewees, en dit was in Dawid se tyd ook die probleem, en dis in ons tyd ook die probleem. Niets nie. Dis dieselfde goed wat die probleme is. Ons lees net in Openbaring hoe dit in die einde van die tyd gaan tot 'n volëinding. Enige vrae, enige bespreking? Maar gaan lees die boek, begin die boek lees asseblief, né? Asseblief gaan spandeer tyd in die boek.
En dan veral aan die begin van die boek gaan kyk na wat ek gesê het, kyk trinitaries daarna, want heel in die inleiding van die boek sien ons dit al klaar. Is dit al klaar teenwoordig. Is almal tevrede? Goed, weer eens, ja, Steve? Stel jy enige voorstudie materiaal voor? Lees die boek. Die belangrikste ding wat mens kan doen is om en as ek sê lees die boek, dan bedoel ek lees ordentlik. Ek doen daai ding wat ons gelowiges bitter selde deesdae doen. Lees en vat tyd om te oordink. Lees die woorde hier, die vertaling is fout. Verhaal 33. Lees die woorde en vat die tyd om te oordink. Wat staan hierso? Ek sou vir eers 'n bietjie wegbly van boeke en goeders af. Lees die teks in die Bybel. En dit is die beginpunt. En dis vir my, ag jy weet, ek gee vir myself bakslaag, maar jy weet, ons hou so daarvan om allerhande boeke en goed te lees, maar lees eers die boek. Lees eers die boek. En kyk wat staan daar. En as mens die boek lees, dan kry mense 'n goeie idee. Dan nog iets wat 'n baie goeie en 'n baie lekker oefening is om net die opskrifte bo die hoofstukke te lees. So mense kan dit selfs onder mekaar gaan neerskryf. En dan net elke keer voordat jy die boek Openbaring lees net deur al die opskrifte, want dan kry jy dadelik 'n goeie idee van wat die verloop van die boek is. En dan voordat jy weet, dan ken jy eintlik die boek. En dan weet jy wat kom volgende, wat kom volgende. Reg, ja. Net van gevra nie daarop ingaan nie. Hoeveelste dag het jy gesê was die sondeval? Ek is oortuig dis op die 7de dag. Op die Sabbatdag. Gaan nie daaroor praat. Weer jaar het jy dit ook al genoem, ons het daaroor gepraat, maar Ja, ek is oortuig is die 7de dag. die eerste dag is sondeval. Ja, ek is oortuig dit was op die 7de dag. Is dieselfde dag as hulle geskape is. Kan jy toch iets Nee, 'n dag nadat hulle geskape is. Maar hy het tog nog wel gewerk, hy het die diere tot name gemaak. Ja, hy het 'n dag gehad vir dit, ja. Nee, nee, dan. Volgens hulle soorte. Onthou, genetiese diversiteit is ook baie volgens hulle soorte. So, een van die mees basiese redes wat ek daarvoor gee, laaste ding is, natuurlik was Adam en Eva bitter vrugbaar geweest. Okay, en ek dink nie Adam het op hom laat wag nie. Ek dink ook nie Eva het op haar laat wag nie. Ek dink die huwelik is redelik vinnig gekonsummeer. En die oomblik wat Eva bevrug sou wees, sou verbondsteologie platval. Julle gereformeerdes, ons kan bietjie daaraan dink, want dan sou verbondsteologie platval, want dan was haar lewe in haar baarmoeder gewees. Verstaan? So as sy swanger was toe hulle van die vrug geëet het, dan sy verbondsteologies in groot moeilikheid. Gaan dink daaroor. is grond van dit dat jy sê dit is. Dis een van die redes. Ja. Maar die teks maak dit vir my redelik duidelik dat dit baie vinnig gebeur. Ek weet dus verlede jaar het jy dit genoem en ek Ja. het 'n bietjie daaroor begin lees en nadink, maar daar's baie onduidelikheid. Die mense wat actually die moeite gaan doen om oor so iets te skryf is meestal dodgy. Is meestal? Dodgy. Okay. So jy moet baie oppas. Mens moet verskriklik oppas met Google searches en goeters oor vroeë Genesis want die mense is baie twyfelagtig. Goed. Ja. Watter betroubare bron kan jy aanbeveel? Want ek het ook baie vrae. Soos byvoorbeeld, hoekom was die slang listiger as al die diere, as God al die diere gemaak het? Ek was nie so. Ek sal nou vir jou verduidelik. Ek het nie al die vrae. Okay, is reg, maar dan moet jy kom koffie drink. Okay. Dan drink ons koffie. Goed, kan ek vir ons afsluit? Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u genade, u goedheid en u sorg in ons lewens. Dat ons u mag ken as ons Vader in die hemel. Dat ons mag weet dat u regeer, dat alles in u hand is, dat u alles goed en mooi geskape het, maar dat ons gesondig het, Here. En dat ons die verdiende loon vir ons sonde ontvang het, maar dat ons Here Jesus Christus ook vir al ons sondes betaal het,
En dat ons mag weet dat hy ook alreeds oor die dood oorwin het, maar dat hy finaal sal oorwin wanneer hy weer kom op die wolke van die hemel. Gee dat daardie dag gou sal kom, en dat ons ook in afwagting op daardie dag sal lewe, dat ons gereed sal wees vir daardie dag, dat ons nie onkant gevang sal word nie, en dat ons lewens ook so sal inrig, dat dit iets sal wees waaraan ons sal dink, en wat ons ook 'n lewende verwagting voor sal hê. Ons vra dat U sal gee, dat ons ook ons lig sal laat skyn, U lig sal laat skyn, dat ons ook sout hier op aarde sal wees, dat ons 'n getuienis sal lewer, ten spyte van die vervolging wat daarmee sal saamgaan. En ons vra dat U sal gee dat baie by die kerk toegevoeg sal word, dat baie tot geloof sal kom en dat hulle dan ook 'n tuiste in die kerk sal vind. As dit U wil is, oor 2 weke deur die boek Openbaring sal begin gaan en sal studie begin maak, gee ons ook wysheid en insig, dat ons ook ontvangers sal wees van die troos wat U vir ons daar in woorde neergeskryf het. Dankie dat U soveel bemoeienis met ons maak, dat U so ver gaan soos om ons te troos en om ons hier op aarde weer te herstel in die doel waarvoor U ons geskaap het, en dit is om tot U eer te kan lewe. Ons bid en dank U die dinge in Christus naam alleen. Amen. Dankie julle. Ek tog noem, want dit het my bly pla. Maar dis goed, dis wat ek wil hê, mense moet dink. God het met Adam gewandel in die aande. Aandwyntjie. Die aandwyntjie. Hy het gaan wandel in die aandwyntjie en verwag dat Adam saam met hom gaan wandel. En dit beteken nou nie so die eerste dag nie. Ek kan dit nog nie klein kry nie. Die volgende dag. Want hy het op die aand het hy met hom gewandel het. Nou wat het op dag 6 gebeur dan nie? Op die rustdag is hy baie moeilik. Dis nie so belangrik nie, Tannie. Dis nie so belangrik.